Goeiedag liewe familie van die Here Jesus en baie welkom by vandag se aanlyn diens. Nou, verlede week het ons saam 'n reis begin. En hierdie reis het begin met 'n uitnodiging. Dit is 'n uitnodiging om saam met God te leef op 'n manier wat die wêreld om ons mooier maak. En ons het begin deur terug te gaan na die heel eerste bladsy van die Bybel. Daar waar dit sê, in die begin het God geskep. En ons het ontdek dat die skepping nie net iets is wat God gedoen het nie, dit is iets wat God is, waarmee hy besig is. Jy sien, waar daar chaos is, bring hy orde. Waar daar donkerte is hy die lig. En waar daar dood is, daar bring hy sy lewe. En die wonder van die goeie nuus oor Jesus, is dat God nie opgehou het om te skep nie. Hy is steeds besig om tot vandag toe te herskep. Nie nuwe berge nie, en nie nuwe sterre nie, maar nuwe mense. En dit bring ons by die hart van hierdie reeks, daardie aanhaling waarmee ons verlede week begin het. God is inviting us to participate with him in the recreation of beauty. Afrikaans kan ons dalk sê, God nooi ons om saam met hom deel te neem aan die herskepping van skoonheid. Maar hoe doen gewone mense dit? Hoe neem 'n gewone gemeente deel aan God se herskeppingswerk? Paulus antwoord hierdie vraag in Galasiërs 6, en daarom het hierdie gedeelte die grondslag van ons hele reeks geword. Ons lees dit saam. Vriende, leef kreatief. Wanneer iemand struikel, moet julle hom met sagtheid en vergifnis help opstaan. Pas op dat julle nie self in dieselfde versoeking beland nie. Buk af en help die wat swaar dra. Dra mekaar se laste, so leef julle Christus se liefde uit. As jy dink jy is te belangrik om dit te doen, dan bedrieg jy jouself. Ondersoek jou eie lewe eerlik. Moenie jouself met ander vergelyk nie. Elkeen moet die verantwoordelikheid neem om die beste te maak van die lewe wat God aan hom toevertrou het. Ek hou van daardie eerste twee woorde, leef kreatief. Paulus praat nie van kuns, musiek, skilder nie. Hy praat van 'n nuwe manier van leef. 'n manier van leef wat so deur die Heilige Gees verander is, dat gewone mense begin deelneem aan God se herskeppingswerk. En verlede week het ons ontdek wat die heel eerste kreatiewe daad is wat 'n gemeente doen. Ons was mekaar skoon. Omdat Jesus ons vergewe het, kan ons mekaar vergewe. Omdat Jesus ons herstel het, kan ons ander help. Vanoggend beweeg Paulus verder. Hy begin vir ons wys hoe herskepte gemeente werklik lyk. En dit is belangrik om te onthou dat Paulus nie net sommer 'n klomp los gedagtes en opdragte het nie. Hy bou 'n argument. Hy sê eers, elkeen moet verantwoordelikheid neem vir die lewe wat God aan hom toevertrou het. En dan begin hy wys hoe daardie verantwoordelikheid prakties lyk. Kom ons lees die volgende gedeelte. Sorg tog ook goed vir almal wat die woord van God vir julle leer. As hulle julle geestelik opbou en versorg, behoort julle ook in hulle geldelike behoeftes te voorsien. Daar is 'n wet in die natuur wat sê, jy oes wat jy gesaai het. Daarom kan 'n boer mos nie verwag om koring te oes as hy onkruid gesaai het nie. God werk ook met hierdie wet. Hy sê, as julle op die landery van die sonnige natuur saai, sal julle dood en verderf oes. Maar as julle op die landery van die Heilige Gees saai, sal julle die ewige lewe in heerlikheid oes. Daarom moenie ophou om goed te doen nie. Hou aan met saai. Op die regte tyd sal God vir julle 'n oes gee. Gryp dus elke kans aan om goeie dinge vir mense te doen en veral ook goed vir God se familie te wees. As ek hierdie gedeelte lees, is daar 'n vraag wat opkom. Waarom lê hierdie dinge vir Paulus so na in die hart? Hoekom skryf hy met soveel dringendheid oor hoe gelowiges met mekaar behoort te leef? Hoekom klink dit asof daar iets baie dieper aan die gang is, as maar net 'n paar praktiese raad aan hierdie gemeente? En ek dink die antwoord lê nie eers in Galasiërs 6 nie, maar in die res van die brief. Want wanneer jy Galasiërs van vooraf lees, hoor jy iets in Paulus se stem. Hy skryf regtig nie soos 'n professor wat 'n lesing wil aanbied nie. Hy skryf soos 'n geestelike pa, wie se hart besig is om te breek. Kom ons luister vir 'n oomblik na die hart van Paulus, want voordat ons hoor wat hy sê, moet ons dalk eers hoor hoe hy dit sê. Ek weet nie of jy al ooit in iemand se stemtoon in 'n brief kon hoor nie, maar wanneer ons Galasiërs lees, kan ons amper Paulus se emosie hoor. En hy klink nie kwaad omdat iemand sy gevoelens seer gemaak het nie. Hy klink meer soos iemand wat kyk hoe mense vir wie hy lief is, stadig besig is om iets kosbaars te verloor. Luister hoe begin hy hierdie brief. Ek kan maar net my kop oor julle skud.
God het hom in sy groot genade oor julle ontferm en julle ter wille van Christus gered. Maar dit het julle nie lang gevat om julle rug op hom te draai en 'n ander manier van redding, soos party van julle dit so graag noem, te propageer nie. Nee, ek kan maar net my kop skud. Met ander woorde, ek kan nie glo waarmee julle besig is nie. 2 hoofstukke later skryf hy, het julle die kluts heeltemal kwyt geraak? Het julle sowaar julle verstand verloor? En dan wanneer ons by hoofstuk 4 kom, voel dit amper of Paulus se hart breek, want hy sê hierdie woorde, wat het dan geword van die blydskap waarmee julle my ontvang het? Het ek dan nou vir julle 'n vyand geword, omdat ek vir julle die waarheid vertel? En dan hierdie ongelooflike woorde. Hy sê, my liewe kinders, ek is op die oomblik in ewige kraampyne oor julle, en ek sal bly kreun en huil, totdat Christus weer alles in julle lewens geword het. Hoe wens ek nie, dat ek op hierdie oomblik persoonlik daar by julle kon wees, en met julle kon praat nie. Dalk sou ek nie so kwaai geklink het, soos ek in hierdie brief klink nie. Maar ek is nie kwaad vir julle nie, ek is net raad op met julle. Kan julle dit hoor? Dis nie die taal van 'n professor, dis die taal van 'n pa, 'n geestelike pa. En hy is nie besig om 'n argument te probeer wen nie. Hy probeer regtig mense terugwen. Hy sê amper, ek herken julle nie meer nie. Wat het van julle geword? Dit bring ons by 'n belangrike vraag. Wat het gebeur? Was die probleem regtig die besnydenis? Was Paulus regtig so ontstel oor een of ander godsdienstige gebruik? Ek dink regtig nie so nie. Besnydenis was net die simptoom. Die werklike siekte was dieper. Hulle het begin wegbeweeg van die evangelie van genade en hulle terugbeweeg na geloof wat gebou was op prestasie, vergelyking, status, uiterlike godsdiens. En sodra dit gebeur, begin iets anders ook gebeur. Hulle begin mekaar verloor. Het is so mooi oor hoe hierdie brief ontwikkel. In hoofstuk 1 verloor hulle die evangelie. In hoofstuk 2 sien ons hoe selfs Petrus begin terugdeins van die nie-Joodse gelowiges. Verhoudings begin breek. In hoofstuk 3 verruil hulle genade vir die wet. In hoofstuk 4 verdwyn die liefde tussen Paulus en die gemeente. En wanneer ons by hoofstuk 5 kom, beskryf Paulus die gemeente met hierdie woorde. Maar as julle mekaar byt en verskeer, pas op dat julle nie mekaar heeltemal vernietig nie. Ek wonder of julle hierdie patroon kan sien, hè? Hulle het nie begin deur mekaar te verloor nie. Hulle het begin deur Jesus uit die middel uit weg te skuif. En toe die evangelie vervaag, het hulle opgehou om mekaar raak te sien. Hier is regtig die belangrike waarheid. Wanneer ons Jesus uit die oog verloor ons uiteindelik ook mekaar uit die oog. En ek wonder of dit nie vandag nog presies dieselfde werk nie. Wanneer ek begin fokus op my prestasie, my voorkeure, my regte, my opinies, my teologie, dan raak dit al hoe moeiliker om die mense rondom my werklik raak te sien. Want die vlees kyk maar altyd net na homself. God se goeie gees leer ons om anders te kyk. En dit is presies waarmee Paulus ons nou gaan neem. Hy gaan vir ons wys hoe die evangelie nie net ons harte nie, maar ook ons oë verander. En om dit te verstaan, help dit om vir 'n oomblik in die skoene van die Galasiërs te gaan staan, want hulle wêreld het bietjie anders te gelyk as ons wêreld. Ek dink, een van die redes waarom ons soms die Nuwe Testament verkeerd lees, is omdat ons dit met moderne oë lees. As ons byvoorbeeld hoor as Paulus sê, dra mekaar se laste, en moenie moeg word om goed te doen nie, doen goed aan almal, dan dink ons, ja, dit klink mooi. Maar vir hierdie gemeente in Galasië was dit regtig nie net mooi woorde gewees nie. Dit was hulle alledaagse lewe gewees. Ons leef vandag in die wêreld waar dit so maklik is om weg te beweeg. As iemand jou teleurstel, dan begin jy eenvoudig oor. Maar die wêreld van die Galasiërs het heeltemal anders te gelyk. Dink net vir 'n oomblik saam met my daaroor. Die gemeentes was klein gewees. Hulle het meestal in mense se huise bymekaar gekom. As jy byvoorbeeld in Lystra gewoon het, dan was dit jou gemeente gewees. As jy in Ikonium gewoon het, was dit jou geestelike familie. Daar was nie nog 'n gemeente om die draai nie. Die volgende dorp
was dikwels 'n dag of langer se reis weg. Jy het nie sommer net besluit, nee wat, volgende Sondag gaan ek 'n ander gemeente uitprobeer nie. Nee, hierdie mense het saam met mekaar geleef, hulle het saam met mekaar gewerk, hulle het saam gebid, hulle het saam swaar gekry. Daar was regtig nêrens 'n plek om weg te kruip nie. En daarom was versoening nie 'n luukse nie. Dit was noodsaaklik gewees. Gemeente wees was nie iets wat jy vir 'n uur op 'n Sondag gedoen het nie. Dit was die manier van leef. En nou begin Paulus se woorde skielik anders klink. So wanneer hy byvoorbeeld sê, dra mekaar se laste, dan praat hy nie dat 'n gemeente 'n nuwe bediening moet begin nie. En wanneer hy sê, moenie moeg word om goed te doen nie, is dit nie net nog 'n projek waarby jy betrokke raak nie. Dit is die ritme van gewone mense, wat geleer het om soos 'n familie saam te leef. Dan skryf hy daar in Galasiërs, solank ons die geleentheid het, moet ons aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Hoor hierdie mooi woorde, solank ons die geleentheid het. Met ander woorde, God gee voortdurend geleenthede. Die vraag is nie, het ek geleenthede nie? Die vraag is, kan ek die geleenthede raak sien? En net miskien is dit die groot verandering wat die goeie nuus van Jesus in 'n mens kom bring. Die eie ek vra altyd, hoe raak hierdie my? Hoe is hierdie goed genoeg vir my? Maar die Heilige Gees vra, wie het God vandag oor my pad gestuur? Die evangelie verander nie net wat ons glo nie, dit verander waarna ons kyk. En dit is presies waarin Paulus nou beweeg. Want hy wys vir ons dat 'n herskepte gemeente nie deur groot programme gebou word nie, maar deur gewone gelowiges wat verantwoordelik leef met oop oë. En nou begin Paulus hierdie prentjie inkleer. Hy gee nie vir ons 'n lysie van los opdragte nie. Hy beskryf die soort mens wat die Heilige Gees besig is om te herskep, om te hervorm. 'n Mens wat verantwoordelikheid vir sy eie geloofslewe neem. En daarom klink sy woorde amper soos verfkwashale op 'n doek. Elke sin voeg nog 'n kleur by. Hy begin deur te sê in Galasiërs 6: Wie onderrig ontvang in die woord, moet in al die goeie dinge deel met die een wat hom onderrig. Nou, ek dink hierdie vers word baie keer kleiner gemaak as wat Paulus dit bedoel het. Ja, dit sluit finansiële ondersteuning in vir die mense wat jou leer, maar dit gaan oor baie meer. Paulus beskryf 'n gelowige wat nie net kom om te ontvang nie. Jy's nie net 'n toeskouer nie. Jy dra by. Dit is iemand wat verstaan, ek is deel van hierdie geloofsfamilie. Ek het 'n verantwoordelikheid. Ek bring ook iets na die tafel toe. Ek bring my gebede, ek bring my tyd, ek bring my aanmoediging, ek bring my gawes, ek bring my vrygewigheid, ja, en ek bring my geld ook. Maar Paulus beweeg verder. Hy sê, moenie julleself mislei nie. God laat hom nie bespot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. In hierdie week se oordenkings het ons daaroor gepraat. Elke dag saai ons iets. Ons saai iets met ons woorde, ons saai iets met ons houding, ons saai iets met ons optrede, want niemand van ons leef neutraal nie. Elke lewe plant 'n saad. Dan sê Paulus vir ons hier in Galasiërs 6 vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Ek hou waarvan Paulus hier praat. Hy sê nie, begin om goed te doen nie. Hy neem aan, hierdie gemeente, hierdie mense is reeds besig om iets goeds te doen. Die uitdaging is nie om te begin nie. Die uitdaging is om aan te hou. Die realiteit is, liefde raak soms moeg. Geduld raak soms moeg en kort. Omgee raak soms moeg en moeilik. En tog sê Paulus, hou aan. En dan sluit hy af. Hy sê, solank ons die geleentheid het, moet ons aan almal gedoen, veral ons medegelowiges. Ek wil net hê jy moet iets raak sien wat hier gebeur. Paulus begin by my verantwoordelikheid, maar hy eindig by my naaste. Hy begin by my wandel, maar hy eindig by die gemeenskap waarin ek betrokke is. Want dis maar hoe die evangelie werk. Dit begin by my, maar dit bly nooit by my nie.
En dit is waarom ek dink die titel van vandag se boodskap is so belangrik. Kyk mekaar raak. Want mense se laste word nie gedra voordat hulle nie raak gesien word nie. En niemand word bemoedig as niemand hulle raak sien nie. Niemand voel deel van 'n geloofsfamilie as hulle onsigbaar voel nie. So ek wonder vandag, hoeveel mense stap by jou gebou van jou gemeente in, met die hoop dat iemand hulle naam sal onthou, of iemand wat net sal vra, hey, hoe gaan dit regtig met jou? Dat iemand dalk sal opmerk, hey, ek het jou verlede week gemis, is alles oukei. So liewe gemeente, ek wonder of ons soms bid, dat God ons gemeente moet verander, terwyl God wag dat ons mekaar sal begin raak sien. Want dalk word 'n herskepte gemeente nie gebou deur groter programme, of 'n mooier gebou, of 'n beter strategie nie. Dalk word dit gebou, want 'n gewone gelowiges besluit. Ek gaan nie net meer kerk bywoon nie. Ek gaan vandag mense raak sien. Nou as dit waar is, dan is daar een persoon na wie ons weer moet kyk. Want niemand het mense meer so raak gesien as Jesus nie. Ek wonder, hoe sou hierdie gemeente lyk? Hoe sou jou gemeente, as jy nie dalk deel is van hierdie gemeente lyk? As elkeen van ons hierdie week eenvoudig besluit, ek gaan ander mense begin raak sien. En nie omdat die dominee dit gesê het, of die pastoor dit van my vra nie omdat ons besig is met 'n nuwe reeks, maar omdat dit is wat Jesus as 'n mens sou doen. Want wanneer ek die stories oor Jesus lees, is daar een ding wat my telkens opval. Jesus was nooit net op pad na iemand toe nie, nee, op 'n mission. Hy het altyd die mense langs die pad ook raak gesien. Hy sien vir Saggeus in die boom, op pad na die tollenaar toe. Hy sien vir Bartimeus, terwyl die groot skare hom probeer stilmaak. Hy sien die vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelyk het, terwyl almal anders net nog 'n gesig in die skare gesien het. Hy sien die kinders wat die disippels wil wegjaag. En selfs toe hy aan die kruis hang, in die midde van sy pyn, het hy sy ma raak gesien en haar bemoedig. Het julle dit al opgelet? Jesus het nooit mense behandel as onderbrekings nie. Mense was sy bediening. So, ek wonder of dit nie dalk een van die grootste tekens van geestelike volwassenheid is. Nie jou Bybelkennis en die verse en hoe baie jy al kerk toe kom, maar wie sien ek raak? Sien, die vlees is altyd maar net besig om na homself te kyk, sy eie storie, maar die Gees leer my om mense rondom my raak te sien. En miskien is dit die rede waarom Paulus hierdie brief geskryf het. Hy wou nie net hê dat die Galasiërs moet reg glo nie. Hy wou hê dat Jesus weer in hulle gestalte kry. Ons het dit vroeër gehoor. My liewe kinders, ek is op die oomblik in ewige kraampyn oor julle, en ek sal bly kreun en huil, totdat Christus weer alles in julle lewens geword het. Sien, dit is Paulus se droom, dat hulle weer soos Jesus sal leef. En liewe gemeente, miskien is dit ook God se droom vir beleef. Nie dat ons bekend sal wees vir 'n gebou nie, of musiek, of dalk goeie prediking nie, maar dat mense van hierdie gemeente sal sê, daar is iets anders. Hierdie mense sien jou raak. Hey, hierdie mense onthou jou naam. Jy loop nooit alleen in hierdie gemeente nie. Ek wil afsluit met die woorde waarmee Paulus self hierdie gedeelte afsluit. Solank ons die geleentheid het, moet ons aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Hoor weer daardie eerste woorde, solank ons die geleentheid het. Liewe gemeente, môre is nie aan ons beloof nie, volgende week ook nie, maar vandag gaan die Here vir jou geleenthede gee. Miskien is dit sommer die persoon wat op die oomblik langs jou sit. Miskien drink jy net nou saam met hulle koffie, of miskien stap hulle hierdie week in jou kantoor in. Miskien woon hulle in jou straat. Die vraag is nie of God geleenthede gee nie. Die vraag is, sal ons hulle raak sien? Want mense se laste word nie gedra voordat hulle nie eers raak gesien word nie. Daarom wil ek vanoggend afsluit met dieselfde eenvoudige gebed waarmee ons gister se oordeenking afgesluit het. En ek wil jou uitnooi om hierdie week, voordat jy jou huis verlaat, hierdie te bid.
Here, maak my oë oop. Wys my die mense wat U wil hê ek moet raak sien. Help my om nie net 'n deelnemer aan die erediens te wees nie, maar 'n deelnemer aan dit wat U in mense se lewens wil doen. Ek glo dis een van daardie gebede wat God met vreugde antwoord. Want wanneer God ons oë verander, begin hy vir ons mense wys wat ons voorheen nooit raak gesien het nie. En wanneer ons mense begin raak sien, begin ons laste dra, begin ons bemoedig, begin ons lief hê. En so word ons gewone mense wat saam met God deelneem aan die herskepping van skoonheid. Ons ontwerpspan het hierdie week hierdie gebed as 'n selfoon-agtergrond vir julle voorberei. En ek wil jou uitnooi om dit na die diens af te laai en dit hierdie week elke dag saam met jou te dra. Want wie weet, dalk gebruik God juist daardie eenvoudige gebed om iemand se lewe te verander. Omdat jy hulle uiteindelik raak gesien het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vir ons hierdie wonderlike voorbeeld kom wys het. Want U is regtig die God wat ons eerste raak gesien het. Jesus, as ons na U lewe kyk, dan is dit, ons kan nie anderste as om te sien, you were others-centered. U het altyd ander mense se belang op U hart gedra. Selfs al was U moeg, selfs al was U uitgeput, selfs al wou U rus. As U ander mense raak gesien het, dan het U Uself hulle gegee. En ek weet dit is nie altyd so maklik vir ons nie, maar ons wil so graag deelneem aan die mooi waarmee U besig is in hierdie wêreld. Help ons oë om oop te wees vir die mense wie U wil hê ons moet raak sien. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Namens my, Heinie, en die hele beleefspan, mag julle God se goedheid, sy vreugde en sy vrede ervaar.